Vriende, wat 'n voorreg om ook vandag hier rondom die nagmaalstafel saam te wees, waar ons vanmôre ook gaan daarop konsentreer dat die nagmaal nie net vir ons bedoel is nie, maar dat dit hier van die nagmaalstafel af ook 'n waarheid moet ekho die wêreld in, en mag daarom die teenwoordigheid van die Heilige Gees, die teenwoordigheid van Christus op hierdie sigbare maniere in ons midde ook vanmôre vir ons baie vreugde bring. En daarom genade en vrede van hierdie almagtige God wat ons dien. Vriende, nou kom ons maak ons Bybels oop by Eksodus 13 en 2 Korintiërs hoofstuk 4. Kom ons bid saam. Here, ons bely vanmôre ons afhanklikheid van U in alle opsigte. Here, elke asemteug en elke hartklop wat vanmôre hier aan die gang is 'n gawe uit U hand. En daarom vir die lewenskrag om vanmôre hier te wees, vir die verstandelike helderheid en vir ore wat U woord kan lees en hoor, sê ons vir U dankie. Maar ons wil ook bid, Here, U ken ook ons beperkings, dat ons aandag soms weggelei word, dat ons soms aan ander dinge begin dink. Daarvoor bid ons, Here, dat U vir ons deur U Gees sal inspireer, om te hoor, om na U te draai, om U waarheid te omhels. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die van julle wat nou hierdie gedeelte vanmôre opgesoek het en verlede week ook hier was en weet ons het hierdie gedeelte verlede week ook gelees, moet nou nie dink dis 'n fout nie, dis maar net 'n Daar's 'n paar gedagtes in die gedeelte wat ons nou nie verlede week by uitgekom het nie, wat ek graag wil hê ons vandag 'n bietjie verder moet aan praat. Nou vir die wat verlede week hier nie was nie, as mens nou 'n bietjie voor hierdie gedeelte gaan, ken ons mos nou die hele geskiedenis van Israel wat aan die gang was, eintlik maar die geskiedenis van die aardvaders, Abraham, Isak, Jakob, wat in die beloofde land se gebied geswerf het, en daar het God vir hulle grond beloof, maar op die einde as gevolg van 'n groot droogte en die feit dat hulle Josef eintlik aan die handelaars verkoop het, land hulle in Egipte. Hulle is vir 'n tydperk daar in Egipte, en hier tel ons nou 'n stukkie gebeure op, wanneer die Here na die 10 plaae sy volk uit Egipte vat, en dit is nou vers 17 van hoofstuk 13. Toe die Farao die volk laat trek het, het God hulle nie die pad na die land van die Filistyne toe laat vat nie, hoewel dit die kortste was, want het hy gesê, as die volk in gevegte betrokke raak, kan hulle dalk spyt kry en na Egipte toe teruggaan. Daarom het God die volk met 'n ompad laat gaan, met die woestynpad in die rigting van die Rietsee. Die Israeliete het goed georganiseerd uit Egipte getrek. Moses het die liggaam van Josef saamgevat, want Josef het die seuns van Israel dit destyds uitdruklik met 'n eed laat beloof, en hy het gesê, God sal beslis later na julle omsien, en dan moet julle my liggaam van hier af saamvat. Hulle het Sukkot verlaat en by Etam aan die rand van die woestyn gaan kamp opslaan. Die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan om vir hulle die pad te wys, en snags met 'n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags het altyd voor die volk gebly. En nou vriende, vanmôre konsentreer ons 'n bietjie meer op die gedagte wat ons hier in vers 19 kry. Moses het die liggaam van Josef saamgevat, want Josef het die seuns van Israel dit destyds uitdruklik met 'n eed laat beloof. Hy het gesê, God sal beslis later na julle omsien, en dan moet julle my liggaam van hier af wegvat. Nou ons konsentreer vanmôre so 'n bietjie op Josef se geloof en sy geloofsgetuienis, 'n verklaring wat hy eintlik laat aflê sodat hulle later sy liggaam moet terugvat. So kom ons gee so 'n ou treetjie terug. Toe Josef sy oupa Grootjie
deur die gebied van waar ons nou huidig van Israel praat geswerf het God aan Abraham verskyn, en dis nou die oupa grootjie, verskyn en vir hom gesê, ek beloof aan jou hierdie land, vir jou en jou nageslag. En dan in sy omswerwing in daai gebied, gaan sy vrou dood en hy koop daar 'n stukkie grond daar naby Hebron by die bome van Marme en hy begrawe haar daar in 'n graf. En dit is deel van die gebied wat God dan aan hom beloof en vir hom sê, ek sal later aan jou hierdie gebied gee. Daarvan trek Abraham maar soos die nomades van daai tyd het 'n bietjie rondgetrek, as gevolg van die hongersnood op 'n stadium. Ken ons mos nou die storie wat hulle uit Egipte kom, eintlik nadat die broers vir Josef aan die handelaar verkoop het, en hy het by die farao geland, en hy het opgegaan in die range daarso, en hy's tweede in bevel, en hy laat eintlik dan op die ouend op daai stadium vir Jakob en sy nageslag oortrek hierso na die land wat hy bly. Intussen is Abraham en Isak oorlede, hulle lê in die graf daarso by Hebron, naby Marme, waar hy die graf gekoop het. Hier in Israel gebeur daar nog 'n paar dinge. Die Israeliete word slawe van die Egiptenaars. Dit gaan met hulle moeilik en hulle begin na God toe roep om hulp. God hoor hulle, ons kry die 10 plaae en nou is hulle weer op pad uit. Nou gebeur hier 'n ding. En nou moet julle bietjie die toneel voorstel. Ons het mos nou almal gepak. Baie van ons het dalk al getrek. Miskien is hierdie meer gelyk aan 'n trek as sommer net aan 'n vakansiehouery. Hierdie ouens moet nou trek terug. Wat pak jy? Wat vat jy saam? Dis nie die tyd van trek lorries nie. So dit wat jy saamvat, moet jy min of meer darm kan dra of op 'n donkie kan sit, of miskien as jy baie gelukkig en ryk was, wat hulle waarskynlik nie was nie, want die meeste van hulle was slawe, kan jy iets op 'n wa gesit het wat deur 'n os gesleep word. Wat vat jy saam? Nou weet julle mos hoe gaan dit met so 'n pakkery, daar's altyd te veel goed. En hier sit hulle nou nog met een ding wat moet saamgaan, wat nogal 'n bietjie van 'n sensitiewe ding is, en dit is nou die liggaam van Josef wat moet saamgaan. Nou in hoofstuk 50 van Genesis lees mens die hele storie, en ek nou laasweek gesê Josef se liggaam is waarskynlik in 'n klein boksie gesit, soos wat hulle maar daai tyd gemaak het nadat die bene as 'n vlees vergaan het, maar in hoofstuk 50 lees ons toe nou dat die liggaam van Josef is gebalsem omdat hy hoog was in rang. Nou of hy op hierdie stadium nog vol in balsemvorm was en 'n mummie was, weet ons nie, maar in elk geval Josef se liggaam moet nou saamgaan. Hy moet al die pad saamtrek. Nou wil ek julle net 'n bietjie, stel jy nou die kind van die skoene van 'n kind. In hierdie hele storie van die trek moet hierdie liggaam van Josef saamgaan. En ek kan my nogal indink dat kinders sou gevra het, maar hoekom moet oom Josef se liggaam nou saamgaan? Of oupa Josef, of wat ook al. Hoekom? Dan vertel die mense wat dit nog weet vir hierdie kindertjies. Jong, toe oupa Josef oud was en amper op sy sterfbed was eintlik letterlik as mens hoofstuk 50 lees van Genesis daar by sy sterfbed, dan maak hy sy 2 kinders. En nou is hier ding wat julle mooi moet oplet, as mens dit hier lees, dan staan daar hy die kinders van Israel, met ander woorde van Jakob laat beloof. En dan dadelik moet daar rooi ligte by ons aangaan, want Jakob se kinders is eintlik almal ouer as Josef. Want hy was die jongste kind. Wat's nou hier in die gang? In hoofstuk 50 lees 'n mens dat voor Jakob gesterf het hy Josef se kinders, Manasse, en wat was die ander ouetjie se naam? Efraim en Manasse het hy geseën, en dan by die seënproses, dan sê ek neem hierdie 2 kinders tot my eie kinders aan. En daarom praat die Bybel dan van daai 2 seuns van Josef as die seuns van Israel. So hulle is nou eintlik hulle oupa se kinders.
Nou is die interessante, en dis 'n kantopmerking vir die van julle ouens wat daaraan belangstel, as jy die 12 stamme van Israel gaan lees, dan is dit al die kinders van Jakob, plus die 2 kinders van Josef, Ephraim en Manasse, wat die 12 stamme uitmaak, wat net vir ons die storie vertel, né? Maar goed, dis nou so kantopmerkingie. Maar die kinders vra, hoekom? Nee, oupa Josef het gesê, julle moet my liggaam saamvat, want, en dis die belangrike opmerking, ons lees hierso in hierdie versie, dat Josef hierdie opmerking maak teen die agtergrond, want hy sê, God sal beslis later na julle omsien, en dan moet julle my liggaam van hier af saamvat. So die groot waarheid wat ons vandag hier aan 'n bietjie wil vashou, is die geloof van Josef. Josef wat gesien het hoe die tyd verbygaan, Josef wat nog toe in Egipte 'n paar jaar vroeër ook 'n liggaam van een van die afgestorwenes ook in die graf gaan begrawe het. Hy sien hoe die jare verbygaan. En hy wonder, wanneer gaan ons die geleentheid teruggaan kry na ons beloofde land, en hier sit hy op sy sterfbed. Maar hierdie Josef wat in die put was en gesien het hoe God hom uit die put uit gered het, op die ouend gelei het langs 'n paadjie wat hy in 'n hoë posisie was, en weer sy familie kon laat red uit die droogte uit, besef maar net, hierdie God wat ek dien, is so getroue God. Ek sal verseker volgens die belofte begrawe word in die graf saam met my voorvaders, en toe roep hy daai 2 seentjies van hom nader, wat genoem word die seuns van Isak. Julle beloof vandag vir pa, julle gaan my saamvat, want God sal verseker sorg dat julle daar land. Is dit nie 'n mooi getuienis nie, né? Dis amper soos 'n pa wat in ons tyd 'n testament sou opstel. En in hierdie testament gee hy aan sy kinders 'n opdrag en sê, jong, julle moet dit en dit doen. Ek weet ons is nou ver van dit af. Maar doen dit maar. Beloof my julle sal dit doen. Want God sal verseker vir julle sorg. Mooi getuienis. As ons vandag met hierdie gedagte die getuienis van Josef sit, dan is Josef se getuienis eintlik 'n ego, né? Want sover as wat hierdie volk trek, en toe hulle trek deur hierdie woestynland, en hulle trek nog met 'n draai ook, dit vat hulle lank om daar te kom. Elke keer as die liggaam van Josef opgetel word en gedra word, ego sy belydenis, die Here sal vir julle sorg. Die Here sal verseker vir julle sorg. En nou staan ons vandag by die nagmaalstafel. By die nagmaalstafel is dit nie net 'n geleentheid waar dit oor ons gaan nie. Natuurlik, sê ons vandag as ons by die nagmaalstafel staan, Here, U het ook vir my gesterf. Maar die nagmaalstafel is ook die geleentheid wat ons vooruit kyk. En amper soos Josef sê, Here, ek vat nie net hierdie brood en die wyn nie, maar ek los vandag 'n gebed vol geloof, soos 'n ego in die wêreld in. Sorg ook vir my kinders. Mag my kinders ook vorentoe, soos ek vandag die brood vat en die wyn drink. Mag hierdie genade leef in die geslagte wat kom. En daarom lees ons ook dan nou 2 Korintiërs 4, vers 11 tot 15. Wie is hier aan die skryf? Ou Paulus is aan die skryf. Ou Paulus, soos ek al baie keer vir julle gesê het letterlik in sy besig wees om die evangelie te gaan verkondig, paar keer by die dood omgedraai. Die Jode het hom 'n paar keer met klippe gegooi, hulle het hom 'n klomp keer geslaan. Hy's een keer, lees ons in een van die plekke, hy is daar as dood laat lê, die gelowiges het rondom hom kom staan en vir hom gebid. En daar het die ou weer bygekom. En dan skryf hy, en dis hoe die wonderlike hierso, as ons dit lees, nou hierso in vers 11, kom ons lees mooi daarvan en verder. Hy sê, voortdurend word ons wat lewe
onthou hy lewe nog ou Paulus, met 'n paar merke, terwille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek glo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof werk in ons. En ons glo. Daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede meer en God ontvang die eer. Hoekom sê Paulus, word ons as lewende mense ook maar staan ons so met ons voetjies so op die drempel van die dood. Ons staan op 'n piesangskil by 'n groot afgrond. Paulus sê, ek weet mos, hierdie Jode wil my dood hê. Ek kan enige oomblik hier buite kan hulle vir my wag. Hoekom? Die manier waarop ons wat met ons voete op 'n piesangskil staan, sê ou Paulus, die manier wat ons die getuienis vashou, dat ons ook uit die dood opgewek sal word soos Jesus, word weer 'n getuienis na die wêreld. Dit word 'n ego. Wie van julle het al so, ek weet hierso by Suikerbosfontein net hier buitekant Carolina, as mens nou daai stap toe doen, kom jy op 'n plek waar jy so tussen die klowe is en jy dan daar so ietsie skree en dan ego hy so. Hoor jy hom so gaan deur die kloof. Paulus se woorde, Josef se opdrag is 'n ego vir hulle wat na hom kom, om te sê, so waar as wat God getrou was deur Jesus uit die dood uit op te wek, gaan hy ons ook uit die dood uit opwek. En hier staan ek, Paulus, wat al 'n paar keer byna dood was, en ek weet my dag gaan kom, maar ek hou hieraan vas. En daarom, vriende, skryf Paulus hierso, dis nie net vir ons nie, maar hierdie waarheid, die manier waarop ek en jy glo en vashou in hierdie waarheid, sê God ontvang die eer en steeds mense word bereik deur hierdie genade van Christus. Met ander woorde, dit wat ons glo, word 'n ego wat mense bereik. Kom ons gaan terug na Josef. Gestel nou hier stap in hierdie hele optog van die Israeliete op pad na die beloofde land, 'n kind, en hy sien die liggaam van Josef en sy pa of sy ma of iemand vertel vir hom van hierdie storie. En 'n paar jaar later as hulle, of paar maande later as hulle dan die liggaam van Josef gaan neerlê daar in die graf by Hebron, dan sien hy waar word. Dan draai almal om en hulle sê, jong, maar hierdie Josef was darm 'n gelowige man. Jare later sit hierdie kind in dieselfde skoene as Josef en moet hy weer vir sy kinders vertel van hierdie God wat mense met 'n pad langs vat. En met hulle pad loop. En dan word hulle langs hierdie pad oud. Maar hulle bly vashou. Want daar was mense voor hulle wat dieselfde paadjie geloop het. En nou kan ons vertrou op hierdie troue God. Onthou, Josef en Josef se nageslag het nog nie geweet van die opwekking van Jesus Christus nie. Was voor daai tyd. Maar hulle het die God geken, die troue God wat hom oor geslagte aan hulle bewys het as getrou. En hierdie ego weer klink en dan staan Paulus en hy is op 'n piesangskil op die einde van sy lewe en hy sê, weet julle wat? Al sê almal, hallo Paulus, jy gaan nie direk hemel toe soos Elia nie, jy gaan nog hierso doodgaan. En dan sê hy, okay, die God wat Jesus uit die dood opgewek het,
gaan ons ook eendag opwek. En dis ons belydenis by die nagmaaltafel. Ons belydenis by die nagmaaltafel gaan nie net oor die sterwe van die Here Jesus, maar veral oor die opstanding van die Here Jesus. Daarom pappa, mamma, as jy vandag die nagmaalsbroodjie vat en jy eet dit, sê jy vir jou kind, papa glo, mamma glo, dat Jesus ons eendag uit die dood gaan opwek. En hierdie getuienis moet ego deur geslagte heen. Wie weet, as die Here vir ons genadig is oor 'n klompie jare vorentoe, sit daar die kind met sy of haar kinders en steek weer die handjie uit na die brood en die wyn. Jesus gaan ons opwek. Dis wat ons bely. Dis wat die wêreld moet ingaan. En daarom, soos wat Josef se liggaam die ego van sy geloof was, word ek en jy se gebruik van die nagmaal die ego vir geslagte vorentoe. Hier waar is Jan en sy gesin Janel? Waar is Jan? Sit Jan, sy pa word môre begrawe. Oom Jan het altyd daar agter in die hoek gesit, daar waar Daniel nou sit. Vir baie jare het oom Jan hier saam met die gemeente nagmaal gebruik. Elke dag, elke keer wanneer hy sy hand uitgesteek het, was dit die geloof wat hy bely het. Vandag is hy dood. Maar eendag glo ons, soos wat Paulus sê, gaan hy saam met almal wat voor hom, saam met Paulus, saam met Josef, almal opgewek word deur die Here Jesus. En dis Paulus se belydenis. Josef wat sy kinders stuur en sê, ek laat julle eet af lê, want verseker God gaan julle terugvat, is dieselfde God wat 'n paar honderd jaar later vir Paulus laat bely en sê, hoorie, ons wat die sterflikheid in ons het, ons hou hiermee aan, sodat julle kan weet, Christus gaan ons almal uit die dood uit opwek. Dis ons hoop. En ons het niks anders as hierdie stukkie hoop om aan vas te hou nie. Want op hierdie oomblik is ou Josef nog steeds in die graf. Is ou Abraham in die graf. Is my oupa in die graf. Is jou oupa in die graf. Maar eendag glo ons, sal dit so wees. Mag die verhaal van Josef se ego, van sy getuienis, dat ek vertrou hierdie God, ons ook vanmôre met nuwe vertroue na die nagmaaltafel toe vat. En nou sluit ek af met hierdie laaste gedagte van Paulus. Hy sê hierdie getuienis van ons bereik ook weer ander mense. Die feit dat ons dit doen en sê, jette, ons doen eintlik hierdie. Vriende, weet julle hoe radikaal is dit? Dat ek en jy vanmôre sê ons glo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. En al wat bewys wat ons het, hierso is tekens. Dis nie die liggaam van Christus nie. Dis nie die bloed van Christus. Ons het nie eers 'n foto om te foto nie. Ons het nie 'n liggaam om te wys nie. Om te glo is radikaal. En tog is dit nou al vir 2000 jaar wat hierdie verhaal loop. Hy ego. Kom of julle net gou in terme van syfers vertel, hoe groot is die verskil? Toe Josef vir sy kinders, vir Efraim en Manasse gesê het, hoor jy, hierdie liggaam van my moet soontoe gaan. Toe was die belofte van God aan Abraham dat hierdie land na hulle toe sal teruggaan, so min of meer 4 geslagte. Wat is 4 geslagte? Miskien 100 jaar. Want ons weet ou Abraham het nogal oud geword en ek bedoel sy vrou was 80 jaar toe die kleintjie gebore is, so ons moet dalk so by 100 'n bietjie verbysit en dan lees ons Josef was 110 jaar oud, dan moet ons nog 'n bietjie bysit. Maar kom ons sê ergens tussen 100 en 150 jaar oud was die belofte. En hy het waar geword.
Ons sit met 'n belofte van 2000 jaar oud. Christus wat uit die dood uit opgestaan het. Dit vier ons vandag. En die belofte is, julle sal net soos ek opstaan. En by die nagmaalstafel gaan ons dan die stukkie lees wat die Here Jesus vir sy disippels gesê het. Ek kom weer. Dis die belofte. En ek wil hê jy moet vandag die nagmaal saam met jou gesin geniet, gebruik met die idee. Dis nie net vir my nie, maar is vir die geslagte wat kom. Dit gaan waar word. Dis die evangelie, dis die goeie nuus vir ons en vir ons kinders. Hy sê, julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. As jy jou hande vandag uitsteek na die brood en wyn, sê jy, Here, U is besig om ook vir my plek gereed te maak daar by U. Vriende, daarom die brood kan julle nou maar vat. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Ons moet dit nie net glo nie, maar deur die feit dat ons dit vat, verkondig ons ook dat hy vir ons plek gereed maak. Kom ons gebruik die brood. Vriende, die bloed van die Here Jesus Christus wat aan die kruis gevloei het, is vir ons ook dan die simbool van die heilswerk wat hy vir ons gedoen het, vir ons sonde gesterf het, sodat ons eendag in sy koninkryk kan ingaan, dat ons daar met vrymoedigheid ontvang word, omdat ons deur die bloed van Christus gereinig is, om gereed te wees vir die lewe in die plek wat hy vir ons voorberei. Neem die wyn en gebruik dit ook met die gedagte dat hy vir ons wag.